Soos wat baie kerke sê, dit gaan baie meer oor die pastoor. Dis altyd die pastoor wat moet verdedig word. Dis altyd die pastoor wat opgelig moet word, nie Jesus Christus nie, as jy in 'n kult. Niemand wat deel is van 'n kultus weet dat hulle is in 'n kultus nie. Julle sal altyd sien, daar's nooit 'n geleentheid dat iemand sê ek is deel van die kultus van Jakobus Groblaar van die 12de boer regiment nie. Niemand sê dit nie. Dit is altyd misleiding en manipulasie en as dit is hoe 'n kultus funksioneer. 'n Kultus funksioneer in die manier dat dit is moeilik om dit te identifiseer. Dis moeilik om te weet jy is in dit in en van julle sit daar en vir die laaste 30 jaar is jy deel van 'n kultus en jy weet dit nie. En dit kan nou wees met jou werk, dit kan nou wees met jou kerk, want natuurlik hierdie is 'n teologiese kanaal, so die belangrikste ding waaroor ons wil praat is as dit kerkgebonde is en meeste mense weet dit nie. Meeste mense is salig onbewus van die feit dat hulle besig is om mislei te word deur 'n leier, deur 'n groep mense wat hulle eie selfsugtige begeertes wil bevredig en nie regtig die woord van God vir mense leer nie. Maar kom ek sê julle, vandag se video gaan 'n bietjie anders te werk. Meeste mense wat ons kanaal nou al 'n ruk volg, julle sal weet, ons is nie skaam om weg te skram van name noem en mense op die naam te noem nie en kerke op die naam te noem nie. Maar ek wil dit vandag 'n bietjie anders doen. Wat ek gaan doen is, ek gaan vir julle al die karaktereienskappe, al die eienskappe van 'n kultus gee, hoe hulle werk, wat dit is, wat is die manier wat hulle mense benader, en dan wil ek hê julle moet in die kommentaar sit, as julle dink of julle weet van so 'n kerk, of julle is in so 'n kerk. Maar die heel beste is, as jy deel was van so 'n groep, en jy het uit dit uitgekom en jy kan praat uit ondervinding uit. Ek wil nie eintlik net hoor sê nie, ek wil nie net iets hoor wat jy sê, wat jy opgemaak het, of by ander mense gehoor het nie. Nou kom ek sê vir julle so, van die kerke wat ek in my gedagtes het, as ek hierdie tipe kriteria lees, ek was al in sulke kerke gewees. En, maar ek wil dit by julle hande los. Ek gaan nie in die kommentaar jou post like, as jy 'n kerk of iets noem nie, ek wil heeltemal myself onttrek daarvan af, en ek wil hê julle moet daar self julle ondervinding noem. En die rede vir dit is, dit kan ander mense help. Jy moet verstaan, daar's ook mense in dieselfde posisie wat jy is, wat jy het hierdie kerk geloof en geprys, gesê, hierdie is die beste ding wat al ooit was, en nou het jou oë oopgemaak, nou die sluiers van jou oë afgeval, en jy kan nou daai kerk identifiseer as 'n kultus, en prys die Here, dit is wat ons wil doen. Ons moet hierdie goeters in die lig bring. Dis die ding wat ek nie van mense verstaan, wat soos teen die idee is van valsheid en valse leringe uitwys, want jy help mense. In dieselfde manier wat 'n dokter, as jy kanker het of een of ander tumor wat in jou lyf is, dan moet die dokter 'n mes vat en snye maak in jou lyf. Verstaan jy dit? Hy moet daar gaan met sy skelpel en hy moet die goeters uitsny en uitvat. In dieselfde manier moet ons dit met die kerk doen. Ons kan nie toelaat dat hierdie goeters ons kerk, ons gemeenskap en alles beïnvloed. En op die einde van die dag, daar's mense wat in van hierdie kerke sit wat op pad as hel toe vir ewig. Omdat hierdie kerke 'n kultus is en nie vir mense leer wat die woord van God waarlik sê nie. Maar dis die idee van vandag. Ek wil hê jy moet luister na hierdie kriteria en dan moet jy vir jouself besluit, is ek dalk in so 'n groep of nie? En sit dit in die kommentaar. Dalk sal van julle wat so vandag oop gaan en sit, luister, hierdie beskryf presies hoe my pastoor is. Dit beskryf presies wat ons kerk mee besig is, en dan moet jy begin vlug. Om dit verder te maak, ek het meeste van hierdie inligting is nie, ek sal vir julle sê wat ek soos dink is 'n kultus en wat ek dink die karaktereienskappe van dit is, maar dan wil ek hier op ChatGPT gaan en ek het in Afrikaans ingetik om vir my 'n beskrywing te gee van 'n kultus. So met ander woorde, dit is totaal en al nie my opinie nie. Verstaan jy, ek deel met julle wat hierdie goeie sê en dan maak ons gevolgtrekkings daarvan af. Maar voordat ek daarmee begin, kom ek gee net gou vir ons woord hierso. Net laat ons kyk ons moet mooi verstaan wat is die Satan se plan. Ons moet mooi verstaan van hoe gaan hy mense benader, en dis basies deur twee maniere wat hy dit doen. Dit is hy gaan infiltreer en imiteer. Is imiteer 'n anglisisme? Ek weet nie sê vir my of dit 'n anglisisme is, maar imitate, infiltrate en imitate. Soos met ander woorde, hy gaan laat lyk wat goed is. Hy gaan homself vermom as 'n engel van lig. Hy gaan nie na jou toe kom net met hierdie boosheid en hierdie 180 grade ander ding nie. Dit is wat jy moet verstaan die anti-kris ook is. Ek dink anti-kris is eintlik 'n swak benaming, want dit is meer soos 'n pseudo-Christ, soos mense sal sê in Engels. Dit is iets wat lyk soos Christus. Dis 'n vals Christus in die sin van dit lyk, doen wonderwerke en stel homself voor as goed, stel homself voor as die lig, maar in waarheid is boos. En hoe kan ons hierdie goeders identifiseer? Deur te kyk na die woord van God. So, as ons gaan kyk na 2 Korintiërs 4.
2 Korintiërs 4 vers 4 sê vir ons, in whom the God of this world moet ons verstaan is die Satan. Dis hoekom die ouens wat postmil en ouens is wat almal is, wat sê ons is nou in die millennial koninkryk, sterkte om hierdie vers vir my te verdedig, want hier sê dit duidelik, the God of this world is die Satan. Hy is die een wat nou in beheer is van die aarde. Dis nie dat hy gebind is, soos wat almal ouens sal glo nie. Have blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine on them. So hier sê hy, blinded the minds. Dit is die plan van die Satan. En kyk wat sê hy ook. For we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your servants for Jesus' sake. So hier sê hy, wat sal die Satan doen? Preach yourselves. En dit is een van die kenmerke van 'n kultus wat ons hier gaan bespreek. Dit gaan altyd oor die pastoor. Dit gaan altyd oor die predikant. Al die fokus is op die mens, soos wat Romeine 1 ons waarsku, worship the creature and not the creator. Dit is altyd die fokus van 'n kultus. Dit is gefokus op die mens, dit is gefokus wat is op die beste vir jou en nie op Christus nie. En hierdie deel waarsku ons, dis die Satan se plan. Maak dit dat dit gefokus is op die mens, maak dat dit gefokus is op world peace en kom ons almal kumbaya en nou hande vas, dis die Satan se plan. En dit is wat ons moet identifiseer en vanaf afstand doen. Maar kyk ook hierso 'n bietjie in Johannes 8 vers 44. Ye of your father the devil, and the lusts of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar, and the father of it. Dis dit ook. Ek het al hierdie mense teëgekom wat hierdie patologiese leenaars is, wat hulle nie 'n woord, 'n sin kan sê sonder om 'n leuen te vertel. En hierdie ding sê die Satan is die vader van leuns. Die Satan is die vader van misleiding. So dit is wat hy doen, hy gaan na jou toe kom met 'n leuen. En kom ek sê vir julle so, nê, nog meer as enige iets wat ons in ons Christen pad met die Here loop, is die belangrikste ding wat ons soeke het na waarheid. Dis wat Pilatus gevra het, nê, toe hulle vir Jesus gekruisig het. What is truth? En dit is so 'n belangrike vraag. Wat is die waarheid? Nog meer as wat ons in Christus glo is, want ons vra, is Christus die waarheid? En natuurlik as Christene glo ons dit, en natuurlik dink ons kan dit sterk bewys uit die feit dat hy opgestaan het uit die dood met goeie apologetiek wat ons gebruik, maar boonop dit is, moet jy jouself vra, wat is waarheid? En preek jou kerk dit. Preek jou kerk die waarheid. Of is jou kerk besig om jou te mislei, sodat hulle jou tiendes kan vat, massiewe kerke bou, jets kry, en wat is hulle fokus? Kan jy eerlik daar sit en sê, my kerk is besig om die evangelie te versprei? Maar kom ons kyk, dit is net ter agtergrond, dit is wat die Satan se plan is. Nou moet ons gaan kyk, ek het hier by ChatGPT dit ingesit. So, sy definisie van 'n kultus is 'n godsdienstige, geestelike of ideologiese groep wat gewoonlik gekenmerk word deur sterk beheer oor sy lede, autoritaire leier of leierskap, eksklusiewe aansprake op waarheid, manipulasie en dikwels 'n verdraaiing van kernwaarhede of fundamentele leerstelling. So, eerste ding wat vir jou moet 'n lig hier moet aangaan, is verstaan jy die Bybel? Hoe gaan jy weet iets is 'n teenstand teen kern fundamentele leerstellings as jy nie die Bybel ken nie? So sê jy moet gaan die Bybel optel en vir jouself lees, sodat jy dit kan ken en dat jy dit kan verstaan. Dan staan hy ook vanuit 'n Christelike perspektief, verwys die woord kultus gewoonlik na 'n groep wat beweer dat hulle Christelik is, maar wat noodsaaklike Bybelse leerstellings verdraai of verwerp, soos die godheid van Jesus Christus, verlossing uit genade deur geloof, die gesag van die skrif of die ware evangelie. So daai is basies al jou solas, né? Dis hoekom ons so erg is op hierdie kanaal oor die solas en veral sola scriptura, want sola scriptura, dat dit skrif alleen is wat ons autoriteit is waar alles van hierdie begin. As jy dit verwerp, as jy nie glo die 66 boeke wat ons het in die Bybel is die woord van God en net dit is die woord van God nie, dan gaan jy altyd in 'n kultus beland, altyd. So daai is stap nommer 1, aanvaar hulle die 5 solas, maar jy sal ook sien, daar's kerke, daar's kultusgroepe wat die 5 solas aanvaar en nog steeds mense mislei. En dit is wat dit moeilik maak. Dis hoekom ek sê, ek wil hê julle moet daar in die kommentaar sit, wie is hierdie kerke wat julle soos die kan identifiseer, wat die goeters doen, wat ek hier vir julle uitlig. Maar kom ons gaan kyk nou. So, ek gevra, wat is die kenmerke van 'n kultus? So kom ons het nou 'n kultus gedefinieer, nou gaan ons kyk wat is die kenmerke van 'n kultus. 'n Kultus word gewoonlik nie net uitgeken aan vreemde leerstellings nie, maar aan 'n kombinasie van beheer, manipulasie, autoritaire leierskap en afwyking van fundamentele waarhede. Sosioloë, sielkundiges en teoloë definieer die woord soms verskillend, maar hierdie is die algemeenste kenmerke van 'n kultus. Nou ek stem hoofsaaklik saam met dit. Ek dink dit is 'n goeie manier om dit te definieer. Nou, wat jy moet verstaan is,
Dis lekker om in 'n kultus te wees. Verstaan jy, niemand sou deel gewees het van dit as dit nie vir jou lekker was nie. Hoekom is mense so aangetrek daarmee? Hulle sal baie keer sal hulle mense benader of mense na toe gaan wat in 'n moeilike tyd in hulle lewe is. Wat deur 'n emosionele periode gaan. Jy weet wat 'n ernstige verlies gehad het en nou is jy oop. Verstaan, nou is jy vulnerable. Nou is jy in 'n posisie wat iemand wat oulik is met jou, iemand wat jou inbring, iemand wat vriendelik is met jou, iemand wat jou laat voel jy's deel van iets groter, dan is jy baie vatbaar om deel te raak aan dit. Iemand wat nie gevestig is hulle identiteit nie, wat sukkel met sekere verslawings en hier kom hierdie ou en hy red hulle uit al hierdie goeters uit. So ek bedoel wat jy moet verstaan is baie kultus sal sekere vrug dra, soos wat die wêreld na kyk en sê, "Jesus, maar wat hierdie ouens doen is great." Verstaan, wat hierdie ouens doen is hulle kry mense uit dwelms uit alkoholisme uit. Hulle het sekere fundamentele goeters wat hulle reg leer. Hulle sê net maar gevestig op die familie. Iets soos die mormone is baie gefokus op die familie. So mense kyk aan en sê, kyk hierdie goeie vrug wat hierdie ouens dra, maar agter dit het hulle klomp valse leerstellings wat mense mislei en wegdraai van die ware woord van God af. Maar wat jy moet verstaan is, dis lekker om in 'n kultus te wees. Verstaan jy, want jy is soos, en hier is hierdie leier waarna jy opkyk. Jy is soos, hierdie ou is my leier. Verstaan jy, ek is in 'n great plek, want hierdie is die ou waarna ek opkyk. Kyk hoe goed praat hy, jy weet, kyk hoe help hy die wêreld, kyk hoe gee hy soveel geld vir die armes, kyk al hierdie goeders wat hy doen. Ek staan onder hierdie ou met absolute lojaliteit. Dis gevaarlik. Maar dis die punt, vriende, jy moet verstaan, dis lekker. Dis lekker om deel te wees van hierdie goeders. Hoe het ouens soos daai Jim Jones dit reg gekry om klomp mense na 'n eiland toe te vat en laat hulle gif drink en almal doodgaan? Hoe kry jy dit reg om sulke totale lojaliteit te kweek? Hoe kry iemand soos L. Ron Hubbard dit reg om met Scientology laat klomp mense in daai nonsens glo? Dis soos letterlik Scientology is gebou op science fiction. Dis gebou op fiksie. Dis soos, okay, ek het wetenskap fiksie geskryf en nou begin ons geloof uit. En die mense volg dit. Die mense volg vir dit. Daar's duisende mense wat in dit glo. Of Joseph Smith wat hierdie een revelation gekry het. En dis altyd 'n groot kenmerk van 'n kultus. Daar's een ou wat 'n openbaring van die Here ontvang het en daar's niks ander mense, daar's niks ander ooggetuienisse. Hierdie een ou, hy het sy openbaring ontvang en nou maak hy sy eie leerstelling. Dis dieselfde met Mohammed. Mohammed is die een ou wat alleen vir Allah ontmoet het en Allah het vir hom die Koran gegee en dit is wat hy geskryf het. Waar die Bybel het ons klomp verskillende ooggetuie wat oor variasie van periode van tye bymekaar gesit is en dit is hoe ons dit kan ook sien as ware skrif. Dis die enigste geloof wat dit regtig het. Dis die enigste geloof wat 'n kombinasie van ooggetuie het wat dit geskryf het. So dit is altyd die ander baie gevaarlike ding. Jy het hierdie een ou wat absolute lojaliteit soek en al die doktrines kom van hierdie ou af. En dit is die eerste punt wat hier gemaak word. Autoritaire leierskap, en hierdie moet ons baie mooi verstaan. 'n Kultus sentreer dikwels rondom 'n charismatiese leier wat beweer dat hy spesiale gesag of openbaring het. En soos ek sê, hierdie ouens is altyd charismaties. Dis lekker om na hulle te luister. Dis al hoe hulle mense na hulle trek. As hulle hierdie norse ou was wat nie 'n persoonlikheid gehad het nie, wat net daar sit en goeiemôre julle, ons gaan vandag bietjie. Dit is nie ou soos dit nie. Dis soos hy is vuur en vlam en hy's opgewonde oor die Here en daarom is dit so misleidend. Want dis 'n lekker ou om na te volg. Dis lekker om na hierdie ouens te luister. Geen kultusleier was al ooit soos 'n teruggetrokke, nie lekker persoon. Dis die mense is lief vir hom. Die mense sal doodgaan vir hom. En dis presies wat Jim Jones gedoen het. Hy het al daai mense oorreed om gif te drink want hulle was lief vir hom. Verstaan jy? Hulle het opgekyk na hom en dit was hulle groot leier. En as jy vir enigiemand van die ouens sê jy's in 'n kultus, dink jy enigiemand het vir hulle geglo? Dis hoekom dit so misleidend is, want hierdie ouens is uitstekend daarmee om mense te mislei. Onthou, hulle trek jou in. As jy daar by hulle kerk sal aankom, hulle is die vriendelikste, gee om oor jou en sê hoe great jy is en maak jou deel van die ding en dan so stadig maar seker, dan begin al hoe meer van hulle ware klere vir jou wys soos die tyd aangaan. So kom ons kyk 'n bietjie die ander kenmerke wat hulle hier sê van autoritaire leierskap. Die groot ding is hulle sê net ons is die waarheid. Ken julle kerke wat soos dit is? Dis wat die Mormoonse kerk ook lê. Hulle sê hulle is die enigste ware kerk deur wie jy hierdie redding, die totale volkome redding van God en Christus kan ervaar. Maar kom ons sê nie die ding gou ook. Dis nie altyd net die leier wat sê, luister wat ek sê is die waarheid nie, maar ken julle kerke wat almal is soos, hulle haal eerder hulle pastoor aan as wat hulle Jesus Christus aanhaal. O ja,
hier kom dit nou. Want as mense wat op Facebook, hulle sal altyd sê, my pastoor sê dit en dit en dit. My pastoor het dit en dit. Wat van jy sê, die Bybel sê dit en dit en dit. Wat van jy sê, Christus sê dit en dit. Wat ons moet verstaan is, dis heeltemal aanvaarbaar om soos jou pastoor te eer. Nie 'n probleem daarmee nie, maar wanneer ons hom begin verafgod, soos baie van hierdie kerke doen, en julle weet presies waarvan ek praat, soos wat baie kerke sê, dit gaan baie meer oor die pastoor, is altyd die pastoor wat moet verdedig word, is altyd die pastoor wat opgelig moet word, nie Jesus Christus nie, is jy in 'n kult. Luister nou mooi vir my, as dit die fokus is van die gemeente, om die pastoor op te lig, is jy in 'n kultus 100%. Dit is presies wanneer jy in 'n kultus is. Wat 'n pastoor se hooffokus moet wees om altyd die aandag van homself af te haal. Nooit in jou lewe moet jy enigsins totale vertroue en mag gee aan 'n mens nie. Nooit, ooit nie. Jy moet nie alles glo wat ek sê nie. Jy moet nie alles glo wat jou pastoor sê nie. Jy moet glo wat die woord van God sê. Jou totale lojaliteit is aan God, aan die woord van God en nie aan 'n mens nie. As jy jou totale lojaliteit aan 'n mens sit, gaan jy mislei word, jy gaan droog maak en jy gaan in 'n probleem sit. Wat ons moet verstaan is enige pastoor, enige mens, al wat ons is 'n instrument wat God gebruik. Dis al wat ons is. Ons is niks meer as 'n instrument. Dit sal dieselfde wees as ons vat Paul Washer en ons analiseer sy bediening. En ons kom ons sê hy het 500 preke gegee in sy lewe en hy het mense na die Here toe gelei en dit was uitstekend. En dan gaan stry ons oor wat se mikrofoon wat hy gebruik het was die beste. Wat se mikrofoon waarmee hy gepreek het die meeste mense na die Here toe gelei. Verstaan jy sal sê dit is malligheid. Die mikrofoon het niks gedoen nie. Die mikrofoon was 'n instrument van waar Paul Washer sy preke gedoen het. In dieselfde manier is enige pastoor is nie die oorsprong van die woord van God nie, is nie die oorsprong van die boodskap nie, maar dit is God wat die oorsprong is. Ons is net 'n instrument. En wanneer ook al jy jouself verkoop as meer as 'n instrument, of mense sien jou as meer as 'n instrument, dan moet jy gaan en sê, hou op dit doen. Dis die pastoor se werk om te sê, luister, julle eer nie vir my nie, julle quote nie my in julle Facebook nie, julle quote vir Christus. Julle quote die woord van God. Julle haal nooit vir my aan nie. Jy laat die woord van God aan. Dit is wat 'n ware Christen moet doen. Enigiets anders te kort van dit, is jy besig om 'n kultus te kweek en hierdie onbevraagbare lojaliteit. As enige pastoor onbevraagbare lojaliteit verg van sy lede, sit jy in 'n kultus. Want dit is nie so nie. Die enigste lojaliteit wat ons het is God, is Christus en sy woord. Halleluja! Dis die waarheid. En kyk net hoe mooi sê die Bybel dit vir ons ook. As ons gaan na die Bereane gaan kyk in Handelinge 17, dan sê daar in vers 11, These were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of mind and searched the scriptures daily, whether those things were so. Doen julle dit? Gaan jy gaan in hierdie video gaan search the scriptures daily. Gaan jy vat wat ek hierso gesê het, gaan jy vat wat jou pastoor vanoggend gepreek het, en gaan kyk of dit regtig in die skrif staan. Dis wat hierdie ouens gedoen, en hy sê, they were more noble than those in Thessalonica. Hoekom? Want hulle daagliks die skrif ondersoek. Is hierdie goeie so? En mense doen dit nie. Baie van hulle gaan na hierdie massiewe kerke toe, luister wat die pastoor sê, vreet dit op as soetkoek, en sê, hierdie is die woord van God, terwyl dit is nie. Want julle gaan toets dit nie aan die skrif nie. Wees soos die Bereane, toets dit aan die skrif, daagliks. Kyk wat sê Romeine 3 vers 4 ook vir ons. God forbid, let God be true, but every man a liar. God is waarheid, elke man is 'n leienaar. Elke man is foutief. Ek dink altyd aan daai quote van 'n bekende pastoor wat gesê het, preach the gospel, die, be forgotten. Dit moet die idee wees. Ons is nie hier om 'n legacy te los nie. Jy is hier dat mense jou kan onthou nie. Jy is hier om die evangelie te versprei. Ek hoop en bid dat aan die einde van my lewe praat mense nie van my nie, maar van Christus. As hulle met iets van my noem, sê hulle, sien hulle vir Christus, sien hulle sy werk en nie die persoon nie. Sien, dit is ons fokus. Ons moet minder raak, sodat hy meer kan raak. Een algemene manier, hoe ek daarvan hou om na alles van hierdie te kyk, in my lewe of ander mense se lewe, wanneer dinge goed gaan, wanneer dinge goed is in my lewe, dan sê ek, dis alles van God af. Dis alles dank te sê hom, en niks wat ek gedoen het nie. En as dinge skeef loop, dan sê ek, hierdie was alles my skuld. Hierdie was alles ek wat die probleme veroorsaak het, en nie God nie. En dit is net 'n maatstaf, wat as jy dit doen, dan bly jy nederig, dan bly jy in die woord van God, dan bly jy laag wees, sodat hy kan groot gemaak word. Dis wat ons moet doen, vriende. Ons moet God groot maak, en nie mense nie.
Maar kom ons gaan aan. So nog 'n paar kenmerke wat Lee sê. Die leier beweer dat hy unieke openbaringe van God ontvang. Ons het daar baie op hierdie kanaal daarvan gepraat. Want sien, dit sit al die mag in sy hande. Sodra hy sê, die Here het vir my gesê, dit, en dit is nie in die skrif nie, dan kom hy met hierdie autoriteitsposisie, want dis mos nou God se woord. Wie is jy om dit te betwyfel? Maar dis nonsens. As dit nie in God se woord is, moet ons dit verwerp. Dis wat die skrif vir ons sê. Die leier mag nie bevraagteken word nie. Absolute lojaliteit. Kritiek teen die leier word as rebellie of sonde gesien. Het julle dit al gesien? Wat van die kritiek wat ek gelewer het op 'n paar pastore? Hoe daai mense gereageer? Ja, gaan dink 'n bietjie daaroor. Dis 'n baie groot teken hoe iemand kritiek hanteer. Jy weet, en ek dink daar is tye wat mense ontstel raak, maar jy moet dan mense terug na die woord van God toe vat. Hanteer jy jou kritiek Bybels of verloor jy meer en mag niemand kritiek vir jou lewer nie. Dis hoekom ek sê, weens op hierdie kanaal verwelkom 'n kritiek, maar bedoel, ongelukkig is baie van die kommentaar sinnelose kritiek. Nie ek dink nie dis 'n subjektiewe ding wat ek sê nie, maar baie van die ouens probeer jou persoonlik aanvat. En dit was nog nooit iets wat ek gedoen het op hierdie kanaal, is om 'n pastoor of iemand persoonlik aan te vat nie. Ek vat hulle teologie aan. Sommige leiers beweer selfs dat hulle profete bo die skrif is, spesiale gesalf is, of die enigste kanaal van waarheid verlossing is. Dis presies wat ons nou gesê het. Eksklusiewe waarheidsaansprake, soos ons nou gesê het, baie keer sê hulle, net ons het die waarheid, julle moet net vir ons volg, ons het hierdie nuwe openbaring van God gekry, en almal anders is verkeerd. Manipulasie en beheer, kultusse probeer dikwels beheer uitoefen oor mense se verhoudings, finansies. Ons het eendag gepraat oor 'n kultus in Suid-Afrika wat mense hulle besighede weggeteken het aan 'n kerk. En waarom is julle besig? Vriende, dis presies die ding. Hulle soek hierdie beheer oor jou besigheid, oor jou lewe. Gedrag, denke, toegang tot inligting, voorbeelde, ontmoediging van buitevriendskappe, beheer oor huwelike, verhoudings, finansiële uitbreiding. Jy weet van hierdie mense se kerke sê soos met wie jy moet trou. Ja. Sekere vriendskappe wat hulle jou forceer om te breek. Al daai goeters. Sommige groepe beheer selfs kleredag. Wel, kleredag, kom ons wees gou eerlik, ek bedoel daar's vrouens wat aantrek asof hulle op die rooi distrik in Nederland moet gaan werk, en ek bedoel dit is onaanvaarbaar. So in daai manier sal ek ook kleredrag beheer. En seker mans ook, maar ek bedoel daar is sekere kleredrag wat nie aanvaarbaar is in 'n kerk nie. So ons moet dit net ook by sê. Media, vermaak, slaap, dieet. Onderdrukking van kritiese denke. Hierdie is ook baie belangrik. Hierdie is wat ek vir julle oor sê. Toets alles in die skrif. Soos moenie net iets vat wat 'n pastoor sê nie. Inteendeel, second guess elke ding. Wonder of is dit die waarheid en gaan toets dit aan die skrif. Lede word dikwels afgesny van alternatiewe inligting. Ek weet daar was 'n tyd, ek weet nie as dit meer so nie, waar die Jehovah getuie gesê het, jy mag niks anders te bestudeer as soos J.W. Hawke se goeters, as die inligting wat ons uitsit. So ek bedoel, daai tipe goeters, dit is 'n manier van beheer, van manipulasie, en sê, ons is die enigste inligting wat jy mag gebruik. Ontmoediging om Bybelstudie self te doen, ja, dis ook natuurlik 'n manier wat goeie soos die Rooms-Katolieke Kerk baie mense beheer het, wat sê, jy mag net leiding kry van die priesters af. Jy mag net leiding kry van die kerkleiers af. So hulle beheer totaal en al hulle mense deur dit te doen. Gesonde Christendom, ja, okay. Dan vrees as om 'n motivering te gebruik, soos met ander woorde, as jy nie meer saam met ons is nie, dan word jy uitgeskop, en dit vul mense met vrees. Hulle gaan hulle familie verloor, hulle vriende verloor, hulle gaan verwerp word. So hulle gebruik vrees as 'n motivering as jy buite ons groep is. En hier is ons ook, ek ken kerke waar mense nie meer deel is van daai kerk nie, waar al daai mense hulle afgeskryf het. Hulle nie meer groet nie meer met hulle praat nie. Jy's nou maar daai een kant, en dit was mense wat deel was van wat jy doen. Soos geen kerk moet dit ooit doen nie. Regtig, asseblief. Dit is so shocking as jy dit doen. Jy moet nog steeds mense met liefde hanteer. Selfs al is hulle al weg op 'n lelike manier, maar jy nog steeds nie net 'n ou verwerf enigstens. Jy kan geen Christen mens net sê, jy weet, daar gat jy, ek gaan niks met jou te doen hê nie. Dan natuurlik verdraaiing van kern leerstellings, alles van daai, as jy nie aan enigiets van dit glo nie. Dan dink ek jy gesien word as 'n kultus. Isolasie van buitestanders, ons het nou 'n bietjie daar gepraat. Konstante werwing. Hierso kan ons ook 'n bietjie oor gesels. So hier moet ons voor sensitief wees. Baie kerke plaas verskriklik baie klem op evangelisering. Nou ons almal weet ons moet evangeliseer, en dis goed.
en alles, prys die Here. Maar ek dink baie van hulle doen dit met die motief om mense net by hulle kerk uit te kry, want meer mense, meer tiendes, meer geld vir die pastoor. So luister maar wat ek sê nie alle kerke doen dit nie, moenie my verkeerd verstaan nie. Al wat ek sê is, vir 'n kerk is daar baie incentive om baie aandag te gee aan evangelisering as jy daai mense na jou kerk te bring. Gaan na doen jy evangelisering, maar jy hoef nie te sê jy hoef noodwendig na ons kerk toe te gaan nie. Natuurlik glo jy jou doktrines so goed wat jy leer is die naaste aan die waarheid, maar jy kan vir hulle sê, jy weet, as daar nog 'n kerk is wat hierdie doktrines leer, gaan na daai kerk. Maar as dit vir jou net oor jou gaan, jy wil al die mense by jou kerk hou, kan hulle evangelisering gebruik om verder net mense te werf om tiendes te kry. O ja. Toenemende toewyding, dis ook die ding. Jy het 'n tiende gegee, ons wil nou hê jy moet nog meer gee. Meer tyd spandeer, meer gehoorsaam, meer lojaliteit, meer isolasie. Sien, hierdie is alles wat kerke doen. Daar's baie kerke wat hierdie tipe houding het en so hulle mense manipuleer. So vriende, ek dink dis absoluut duidelik en ek dink julle sal saamstem dat ons het kerke in Suid-Afrika wat hierdie beskrywing bevredig. Wat is soos wat hierdie beskrywing van 'n kultus is. En as jy in so 'n kerk is, hierdie is nie om lelik te wees. Ek wen niks daardeur om jou uit jou kerk uit te jaag of om 'n kerk sleg te sê nie. En dis hoekom ek mitswillig, ek het nou 'n paar duidelike kultusgroepe genoem in hierdie video, maar ek praat van hier's Christenkerke wat hulle self identifiseer as Christenkerke, nie afvallige denominasie, nie iets soos die Mormone, nie iets soos die Israelvisie wat duidelik buite die wil van God is nie, maar wat sê ons dien vir Christus, van hierdie kerndoktrines onderhou, maar wat mense mislei. Wat mense gebruik, wat die woord van God gebruik om groot kerke te bou, hierdie hulle self te verryk en so mense van hier af weg te draai. Maar vriende, dis nou julle werk. Klim in die kommentaar en sit daarin, veral as jy self in so 'n kerk was, dat ons mense kan waarsku en trek na die Here toe. Vriende, ek wil dit weer eens duidelik maak, is ek het geen autoriteit nie. Ek is niks spesiaal nie. Ek is net 'n instrument wat die Here wil gebruik en ek dink die Here het hierdie kanaal opgerig soos wat hy dit wil doen, sodat ons mense na hom toe kan bring. Geen mens moet die eer kry nie, maar alles Christus.